Sluit net julle oë. Vader, baie dankie vir die spesiale oggend. Ja, as ons so kyk na die seisoen wat verander, dan raak ons sommer opgewonde oor dit wat kom. Ja, Vader, U is besig in elkeen van ons se lewens. U is besig om te stuur daarso vir groter heerlikheid en ons is opgewonde daaroor. Ja, Vader, mag U woord wat ek vanoggend deel met U wonderlike seuns en dogters, wat aanneemlik sal wees en dat dit vir hulle groot openbaring sal bring, want dit kom van U af. Ek loof U, ek prys U naam en ek sê dankie vir U, Here. Amen. Ag, Muriel, sê net hierdie boekies uitdeel vir die mense, dis julle sin as jy dit wil hê. Dis ons ou manuals wat ons gebruik op die toolbox vir manne. So dit lê daar in die kas en ek dink julle kan dit beter gebruik. Maar ek wil hê jy moet sommer blaai na bladsy hierso rondom 50, daar's nou oues en nuus. Dit gaan oor die seën van die Here. En die boodskap vanoggend is die seën van die Here in aksie. Met die klem op aksie. Ja, menie, terwyl ek nou daar agter so staan en menie praat, toe voel dit vir my of ek gaan opdraf vir 'n groot rugby game. Ek is so opgewonde vir dit wat gaan gebeur. So ek is baie dankbaar vir die geleentheid. Ja, en welkom elkeen van julle. Die Here het iets spesiaals wat hy met julle wil deel. Ek weet baie van julle verstaan die blessing of die seën, want in hierdie gemeente word dit gereeld gepreek en gesê. Maar daar's 'n ander dimensie van seën en dit is om dit te gebruik. Ek gaan baie verwys na ons toolboxkampe met die manne en ons ervarings daaruit en wat ons gesien het wat het gebeur. So op hierdie toolboxkampe oor die naweek is een van die sessies die seën van die Here. En in hierdie sessie dan deel ons nou die teorie en ons verduidelik vir die ouens waar kom dit vandaan en hoekom word dit gebruik ensovoorts. En dan die Saterdag aand, dan gee ons die ouens geleentheid om mekaar te seën. Nou maar julle moet nou verstaan, hierdie ouens kom nie in 'n kerk wat hierdie kampe bywoon nie. Ek sal sê so 90% van hulle kom nie binnekant van 'n kerk nie. Hulle het of seer gekry in die kerk of hulle kom net nie in 'n kerk nie. Nou sê ek vir hierdie ou, maar julle gaan 'n geleentheid kry om mekaar te seën. Ons hulle oë so groot, hulle weet nie. Hulle weet niks van niks nie. Maar jy weet die Here is so getrou en dit is so belangrik vir hom. As die eerste ou opstaan en hy begin iemand te seën, want dit is eintlik maar 'n profetiese aksie, want hy sien iets in daai ou en hy wil dit net vir hom sê. En dis altyd positief, is nooit negatief. En soos die een ou opstaan en dan staan die ouens een na die ander. Ek het video's wat ek vir julle kan wys wat jou asem sal wegslaan. Hoe die Heilige Gees net deur die ouens begin vloei om die seën. Okay, maar kom ons begin nou, ons gaan net so 'n bietjie terug, ons kyk na waar kom die seën vandaan. Ja, ek het in 'n tradisionele kerk groot geword. En dit by van klein tyd af het dit my aandag getrek. As die dominee begin praat en hy sê dan seën hy die gemeente voordat hy begin preek. En as hy klaar is dan seën hy die mense as hulle uitgaan. En ek het van daai tyd af gewonder, wat sê hy nou eintlik met die seën? En tot ek in hierdie kerk gekom het en ek het by FFI betrokke geraak en ek het die waarde van die seën ontdek. En dit is die hele Bybel vol. En ek gaan dit vir julle bewys. So wat is die definisie van seën? Gerrie sê altyd, dit is baie eenvoudig, is om jou te bekragtig om suksesvol te wees. Maar jy weet, daar is selfs 'n bietjie meer daarin. Dis om identiteit in iemand in te spreek, om roeping in hom in te spreek. Jy weet, ek as 'n pa van die huis, dis my verantwoordelikheid om by die Here te hoor, wat se plan het hy vir my seun of vir my dogter. En selfs vir my vrou Hanlie. Want ek is die hoof van die huis. En ek het van klein tyd af, toe ek nou die revelation gekry het daarvan en ek gered is, het ek begin om identiteit in my dogter en my seun in te spreek. En ons het dit altyd gedoen so op 'n Sondag aand, op die einde van die week. Dan het ons 'n familievergadering gehad en dan kyk ons mekaar in die oë, sit om die tafel. En dan sal ek sê wat ek voel die Here sê vir Karel en vir Janke en vir Hanlie. En ons bid vir mekaar en ons spreek lewe in daai woord. Ons het dit selfs neergeskryf in so 'n boksie in. En dit het deel geraak van ons lewe. So dit wat ek met julle vanoggend wil deel is, maak die seën deel van jou lewe. Dis kragtig, dis kragtig. Dit verander jou hele lewe. Dis een ding om gered te word en jou hart vir die Here te gee, maar daar's soveel koninkryks, beginsels en tools wat jy kan gebruik om dit nog beter te maak. En die blessing is, ek wil amper sê, is nommer 1.
hoe jy jou lewe en jou kinders se lewe kan verander. Ek gaan nou nie alles wat in die boek is, gaan ek vir julle lees nie. Julle kan dit na die tyd, jy hoef nie eens notas te maak nie. Alles is daar, die skrif ensovoorts. Daar's 'n paar skrifte wat vir my baie belangrik is en die heel belangrikste is toe die Here die aarde geskep het en hy die mens gemaak. Wat is die eerste ding wat hy gedoen het? Hy het hulle geseën. En jy weet, dis van daai hoofstuk tot op die einde. Praat die Here van seën regdeur. En daar's ons klomp voorbeelde. Ek gaan net vir julle lees daar in Genesis 1 vers 27. En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape en God het hulle geseën, bekragtig om suksesvol te wees. En God het vir hulle gesê: "Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip." So ek het so 'n hele timeline gedoen daai tyd toe ek het Bybelstudie gedoen. As ek 'n ding gekry het en ek verstaan dit nie lekker nie, het ek dit gaan soek tot ek dit verstaan. En ek het net so goue draad gekry deur die Bybel en ek gaan dit met julle deel. Baie van ons weet wat is die Shabbat wat die ouens daar in die ooste gebruik het, Israel. Maar dis nie eintlik 'n ding wat vir die Jode ingestel is, dis vir die mense ingestel. Die Sabbat is maar net dit hoef nie noodwendig op 'n Saterdag of op 'n Sondag of op 'n Vrydag te wees nie. Dit is wat ek net al gesê het. Ons het eenmal 'n week Sondag vir ons 'n geskikte tyd gewees waar ons regtig mekaar in die oog kyk het en ek as die pa van die huis seën die huis, seën die kinders en seën die vrou. Dis my job. So dit is een van die belangrike goed wat ek voel wat jy in jou lewe kan doen regtig om die omstandighede te verander. Weet as jou kind weet jy bid vir hom en jy spreek 'n woord in haar of in hom in. Hulle tot sy eerste keer net so luister en dan dink hulle wat gaan my pa aan? Waar hoor hy dit? En al hoe meer word daai woord ingespreek. OK. So na die sonvloed, toe was daar niks op hierdie aarde nie. Maar toe Noag daar uit die ark uit gestap het God vir Noag geseën. Hy het vir hom gesê God het Noag en sy seuns geseën en dan het hulle gesê wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde. Waar het ons dit gehoor? Daar in Genesis 1, né? En daar kom hy en hy bevestig daai woord vir die mense. Dan kyk ons na Abraham. Abraham word geseën en God se beloftes word oor hom uitgespreek, daar in Genesis 12 vers 2. En dis die belofte. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. Dit word herhaal in Hebreërs 6 vers 14. Ons gaan net 'n bietjie meer praat oor Abraham se seën, dis baie belangrik. En toe nou in die ou dae het die pa altyd die oudste seun geseën. En daai seun het weer sy oudste seun geseën. En so het dit afgegaan, né? Toe word Isak geseën, maar wat interessant is vir my wat ek hier gelees het is God het eers vir Isak geseën en daarna het Abraham vir Isak geseën. So wat dit en ek het baie by die Here gesit daaroor vra, maar hoekom het God self, dis die enigste plek wat wys dat hy self die persoon geseën het. En wat ek maar net gehoor het is dat die Here wil seker maak dis 'n generational ding. Dis 'n generasie ding wat van geslag tot geslag moet gaan. Ons self vandag hierso. Ja, dit was 'n deel van ons kultuur toe ek groot geword het. Ek het niks van geweet nie. Maar dit raak deel van jou kultuur is om jou kinders te seën. En as ek so kyk na my kinders vandag, hulle bly in een klompie bly in Nederland en hulle seën hulle vriende daarso. So daai ding het begin uitbrei. My kinders in Bloemfontein, hulle vriende, as iemand verjaar, is 'n groot storie. Almal seën almal. En ek dink dis wat die Here bedoel het daarby. So Jakob word geseën deur Isak. Nou daar so 'n bietjie 'n kinkel in die kabel gewees. Want hulle het vir Isak bedrieg daarso. Maar daar was 'n woord uitgespreek oor Jakob dat hy sy oudste boetie hom sal dien. En hy het alles in sy ma dit onthou en sy ma het alles in haar vermoë gedoen om seker te maak dat Jakob geseën word as die oudste in die eerste geboortereg gekry. En jy kan daai verhaal gaan lees. En dan dink ek vir myself, maar Jesus bedrieg en al daai goed, dis mos nou nie mooi nie. Hoe kan hulle hoe's die Here okay daarmee? Want dit is eintlik die Here wat vir my woord gegee het dat Jakob sal heers, né? En Rebekka het dit baie goed onthou. En sy het daai woord onthou en sy het seker gemaak dat Jakob geseën word deur Isak.
Okay, dan ken die meeste van ons die priesterlike seën wat uitgespreek is oor Israel, Moses en sy nageslag, Numeri 6 vers 24. En die Here sal jou seën en jou behoed, die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou vrede gee. So moet julle dan my naam op die kinders van Israel lê en ek sal hulle seën. Nou kom ons hier by die interessante gedeelte in die Nuwe Testament. Jesus word geseën as 'n baba. Nou Jesus het gekom aarde toe om vir ons eerstens die koninkryk beginsels te kom demonstreer en hy was die voorbeeld gewees wat ons moet volg. In Matteus 2 vers 11 en hulle het in die huis ingegaan en die kindjie by Maria sy moeder gevind en neergeval en hom hulde bewys. Nou hulde bewys is maar net 'n ander woord vir blessing, né? Daarop maak hulle skatte oop en bring vir hom geskenke, goud, wierook en myrrhe. Nou gewoonlik ek sal net 'n bietjie praat oor 'n seëngeleentheid. Gewoonlik is daar 'n woord en gewoonlik is daar 'n geskenk wat daai twee gaan so gepaard met 'n blessing. Lukas 2 vers 21 en toe 8 dae vervul was. Onthou die Jode het eers hulle kinders, hulle het vir 8 dae gebid. Mense het daai tyd vir 8 dae gebid voordat hulle 'n naam gegee het vir hulle kinders. En toe 8 dae vervul was, het hulle die kindjie sou besny, het hulle hom Jesus genoem. Die naam wat deur die engel gegee is voor sy ontvangtenis in die moederskoot. En nadat die dae van haar reiniging volgens die wet van Moses vervul was, het hom na Jerusalem gebring en hom aan die Here voorgestel. Dit wat ons vandag noem inseën. Dis nie doop soos in die tradisionele kerk waar jy water so. Dis inseën. Okay. En soos geskryf is in die wet van die Here, elke manlike kind wat die moederskoot open sal heilig vir die Here genoem word. Okay, dit is baie belangrik. Toe word Jesus geseën as 'n jong man in Matteus 3 vers 17 en dit is baie kragtig geweest. En daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. So as jy nou nog nooit in jou lewe jou seun of jou dogter geseën het nie. Die ouens vra altyd vir my, ja, maar wat moet ek sê? Ek sê altyd vir ons, jy kan van sê, my seun, ek is lief vir jou. Of jy kan net daai skrifgie gebruik. Ek het 'n groot welbehaag in jou. Ek is baie lief vir jou. Okay, toe Jesus opvaar na die hemel het hy die mense geseën in Lukas 24:51 en terwyl hy hulle seën het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. God het vir Jesus na sy opwekking gestuur om die mense te seën in Handelinge 3 vers 26. God het nadat hy sy seun opgewek het hom eers vir hulle gestuur om hulle te seën sodat elkeen van sy booshede keer. Dan is daar Deuteronomium 28 vers 1 tot 14. Julle kan dit gerus gaan lees. Jy kan dit sommer elke dag lees. Dis die beloftes wat vir ons daar is. Deuteronomium 28 vers 1 tot 14. En dan gaan Deuteronomium 28 aan tot by 64. Nou daai eerste 14 is waarna ons kyk, is die blessing, die res is alles vloeke. So, fokus op daai eerste 14. En wat die Here later sê in Deuteronomium 30 vers 19, sê hy vir die ouens, hoor hierso, jy kan kies tussen lewe en dood, die seën en die vloek. Maar ek stel voor, hy gee vir hulle 'n tip, kies die lewe, kies daai eerste 14, in plaas van die res. Okay, nou kom ons by die seën van Abraham. Die seën van Abraham is baie belangrik om te verstaan, want God het vir ons as gelowiges 'n erfposie van die beloftes nagelaat. Elkeen van ons wat vir Jesus aangeneem het as verlosser, is 'n erfgenaam van Abraham se belofte. Wat is die belofte? Genesis 12 vers 2. En ek sal vir jou groot nasie maak en ek sal jou seën, bekragtig om suksesvol te wees. En jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. Hoe weet ons dat Abraham geseënd was? Kyk aan die skrif, Genesis 13. En Abraham was baie ryk aan vee, aan silwer en aan goud. Genesis 14 vers 14. Jy weet, hulle het vir Laban weggevoer daarso. En Abraham het opgeleide manne in sy huis gehad. 300 opgeleide manne wat kan oorlog maak. Imagine hoe groot was daai huishouding gewees. As hy 'n oorlog kan gaan wen met sy manskappe wat in sy huis bly. So hy was letterlik geseën, jy kan dit sien. Dit aan Abraham het niks van niemand gevat nie, want hy het geweet God is sy voorsiener. Genesis 14:23 en ek sal geen draad, geen skoenriem. Ja, ek sal niks neem van die wet, van alles wat uwe is nie, sodat u nie kan sê ek het vir Abraham ryk gemaak nie, want Abraham het geweet dis God.
Genesis 17, wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van 'n menigte word. Terwyl ek is Abraham se kleinseun, want ek is deel van die belofte toe ek vir Jesus aangeneem het daai dag. Okay, dit staan in die skrif natuurlik, Galasiërs 3 vers 29. As julle aan Christus behoort, ek behoort aan Christus, want ek het vir Jesus aangeneem, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgenaam. Ek is 'n erfgenaam van daai belofte wat God vir Abraham gegee het. En hy bevestig dit in Hebreërs 6 vers 13, want toe God aan Abraham die belofte gegee het hy, omdat hy by geen meerdere kon sweer nie, by homself gesweer. En gesê, voorwaar, ek sou ryklik seën en grootliks vermeerder. Nou weer eens verwys ek terug na die ouens op die mannekampe, maar vra hulle vir jou, maar hoe doen 'n mens dit? Want nou hierdie ouens weet nou niks nie. Hulle kom nou vir die eerste keer, hulle hoor vir die eerste keer van die blessing. Hoe doen jy dit? Wel, jy doen dit met jou mond, met jou tong, en jy moet letterlik gaan bid vir die Here, by die Here, spandeer tyd saam met hom. As jy byvoorbeeld jou seun of jou dogter wil seën, ons hoef nie alles te weet nie. Ons kan net gaan luister by die Here en hy sal vir ons aanduiding gee van wat om te doen. Spreuke 18 vers 21, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan eet. 'n Baie belangrike aspek tydens die seën is die persoon se naam. Jou seun en jou dogter se naam wat jy gaan seën. Julle moet onthou, daar's 'n betekenis in elke persoon wat hierso sit se naam. Weet, ons doen dit al seker vir 15, 20 jaar, ek weet nie. Wat ons regtig die betekenis van 'n persoon se naam navors ontdek en dit uitspreek oor hy persoon. Onthou van so 'n klein laaitjie af, het my ouers vir my gesê, Jan, moenie stout wees nie. Jan, jy's 'n oulike seun. Jan, jy het nou droog gemaak. Kom hierso. So dis soos 'n profetiese woord wat oor jou elke dag hoeveel keer uitgespreek word. En Jan beteken, is afgelei van Johannes, beteken 'n geskenk aan die wêreld. En as jy daai betekenis van jou naam verstaan, dan maak dit vir jou eintlik wêrelde oop. Ek onthou my susters, hulle het sulke familiename, Martha, Getruida en Susanna Marie gehad, en hulle het dit regtig, hulle wil hulle name laat verander het. Maar toe hulle die betekenis daarvan ontvang en besef hoe kragtig is dit, nou sal hulle heel fyn naam hê. So dit is 'n belangrike ding as jy jou kind seën. Laat hy weet wat beteken sy naam. Dit is regtig kragtig. Okay, daar's belangrike tye om die seën oor te dra. En ek sê altyd vir die ouens, die beste plek is om te begin by jou huis. Gaan terug Sondag na jou huis toe. Daai aand sit jy rustig om 'n tafel, nie voor die TV nie. Kyk jou vrou in die oë en sê vir haar, ek is baie lief vir jou. Dis 'n goeie begin. Sê vir jou kinders, ek is lief vir jou. Bid saam met hulle. Ja, die ouens bid nie, hulle bid nie in 'n gesin nie, hy bid maar alleen as hy bid. Dis vir hom uitdagend om vir sy eie familie te bid. So, dis 'n goeie plek om te begin. Dan vertel jy vir hulle hoe lief is jy vir hulle. Jy vertel vir hulle wat hulle vir jou beteken, al die goeie eienskappe wat hulle het. Jy kyk net na die goeie gedeelte. Ek wil amper sê, jy kyk soos Jesus na die persoon. Net die goedheid, jy sien nie die slegte goed. Wat ons gewoonlik doen is, ons hou 'n spesiale geleentheid as iemand verjaar. Ek is lief daarvoor. As ek verjaar, dan sê ek altyd vir hulle, hoef nie vir my geskenk te gee nie. Laat toe mense hulle kom, almal wat die Here ken, en laat hulle vir my 'n woord gee en bemoedig. Dit is vir my kragtig en dit is regtig iets wat vir my beteken, want dit kom van die Here af. Weet, die gewoonte is, as iemand dood is, dan sê jy, daai ou Piet was 'n goeie ou gewees. Man, hy is 'n voorbok in die dorp gewees. Hy het altyd gegee. Hy was 'n regtig ware voorbeeld. Maar niemand het dit vir ou Piet gesê nie, terwyl hy gelewe het nie. Nee, nou sê dit op sy begrafnis, wie hoor dit? Die mense wat agtergebly het, ou Piet hoor niks. So dis baie belangrik om tyd te maak daar. Maak spasie daarvoor. En ons doen dit altyd in verjaarsdae. Is regtig om moeite te maak. Ek gaan soek 'n woord vir my vriende. Ek sal vir hulle 'n woord gee, ek sal vir hulle bid. En dit is regtig baie spesiaal. Okay, nou hoe doen jy nou hierdie seën storie? Ek het nou die eerste keer daarvan gehoor. Soos ek nou pas gesê het, dit kan 'n verjaarsdag wees, trouherdenking. Jy word dalk 60 of 70 of 80. Ons het oom Henny se funksie bygewoon toe hy 80 geword het, so spesiaal geweest. Nooi naby vriende,
mense wat jy vertrou, mense wat inspraak lewer in jou lewe. Mense sommer enige ou nooi hom net omdat hy bekend is. Kry iemand wat regtig belangstel in jou. 'n Mentor, iemand wat regtig tyd spandeer om jou te ken. En soos ek vroeër gesê het, dit behels net positiwiteit. Ek onthou daai tyd toe ons vir Janke geseën het ek vir die mense gesê vooraf, die eerste ou wat iets negatief sê, kan maar die plek verlaat. Dit is hoe ernstig dit vir my was. Ons is baie maklik om kritiek te gee, maar om positiewe kommentaar te gee is nie so gewild nie. So die inhoud van die seën kan behels 'n woord van God, waarvoor jy gebid het, 'n profetiese aksie byvoorbeeld uit te voer. Miskien jou kinders se hande was, dis net 'n profetiese aksie. Of hulle voete te was, 'n geskenk te gee, al die goeie eienskappe van die persoon uit te lig, die waarde van 'n persoon te beklemtoon, en die persoon se roeping van God te bevestig. Wat ons ook doen, ons maak 'n mooi sertifikaat, en neem foto's, en ons maak dit regtig baie spesiaal vir ons kinders en familie en vriende. OK, nou kom ons by 'n belangrike gedeelte, as jy nou kyk na jou eie familie, wanneer om te seën. Tydens swangerskap. Dis 'n baie belangrike fase. Jy weet, baie mense dink nie is daar nie. 'n Ou klein babatjie kan al hier van 4 maande, 5 maande, kan hy 'n stem herken, hy kan klank hoor. 'n Bietjie later kan hy selfs identifiseer wie het gepraat. Nou ek gaan dit nou vir julle bewys. Flip, is jy reg met daai video's? Voordat jy hom speel, wag net so 'n bietjie. So ek het net genoem my dogter, hulle is in Nederland en ek dink hulle is so 4 maande daar toe hoor sy is verwagting. En ons sit in die kant van die wêreld en Welvaart is toe gebore in Desember en ons het die geleentheid gekry om 3 weke later vir hulle te gaan kuier. Maar wat ons gedoen het, elke Sondag as ons met hulle praat, video call, dankie tog vir tegnologie. Dan, as ons nou klaar gepraat het, dan sê ek dan vir Janke en vir Herman, ek gaan nou met Welvaart praat. Dan sit hulle die foon naby haar maagie, dan sê ek, Welvaart, dis jou oupa Jan hierso. Ek wil net vir jou sê, ek is baie lief vir jou. Jy gaan altyd uitstyg, jy gaan die eerste staan in die klas, jy gaan suksesvol wees. Man, jy gaan die beste vrou kry. Jou kinders gaan suksesvol wees. En ek spreek daai woorde in hom in, elke Sondag. En toe ons nou daarso in Nederland aankom, ek het natuurlik laaste kans gekry om vas te hou. Almal is voor my, al nie. En ek het hom so vasgehou en ek het hom gesê, Welvaart, dis jou oupa Jan hierso. En soos ek met hom praat, begin hy te smaak. En hy is net 3 weke oud. En hy herken my stem. En ek gaan nou vir julle wys. En dan my kleindogter, hulle bly in Bloemfontein, selfe storie. En toe ek vas sê is oupa Jan hierso en ek begin praat, dan begin sy te smaak. So dit is vir my die bewys dat dit krag, dit is werklik. Dit is nie net 'n storie nie. Dit het regtig krag. En weet jy wat doen my kinders? Hulle spreek daai selfe woorde in hulle kinders in. Elke dag. So ek kan nie sien dat hulle ooit gaan twyfel wie hulle gaan wees en wat hulle gaan wees nie. Dit is gevestig in die hart. So ek wil julle regtig aanspoor, gaan doen dit, gaan probeer dit. Jy gaan sien wat is die effek daarvan. OK, dan die volgende belangrike tyd is met geboorte. Dis basies wat daar gebeur het, is om die babatjie te seën. Identiteit en roeping vas te maak in daai klein babatjie. Ja, maar dan sê die as man is nog so klein man. Ek sê, "Lyk maar jy nie gesien nie, hulle kan hoor. Hulle het dieselfde gees as ons." En daai babatjie soos hy daar is, weet ek gaan 'n koning in die koninkryk wees. Hy gaan heers op hierdie aarde met al daai koninkryk beginsels wat van kleins af aangespreek word in sy lewetjie, in haar lewe. Jesaja 44 vers 2, so sê die Here, jou maker en vormeerder van die moederskoot af, wat jou help, moenie bevrees nie, Jakob my knegt en Jesurin wat ek uitverkies het. 29:11 Jeremia, want ek weet wat 'n gedagtes ek aangaan na jou koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en onheil om vir jou hoopvolle toekoms te gee. Die Here het al planne vir daai babatjie, jy moet dit net bevestig en inspreek. Spreek dit in. OK, tydens kinderjare, nou daai eerste 5 jaar van 'n kind se lewe is die pa verskriklik belangrik. En dit is om boundaries daar te stel, dissipline te stel
en liefde te bewys. Kyk, die babatjie het nooit 'n probleem met die ma met liefde nie, want dis 'n natuurlike liefde, is altyd by die ma. Dis die pa wat hy effort moet insit om identiteit, roeping in te spreek, die riglyne daar te stel, dissipline daar te stel. Tydens puberteit, nou dit is die moeilike enetjie. Jy hoor altyd die mense praat van hierdie tienerjare en hulle noem dit allerhande goeders waar hulle kinders heeltemal haywire gaan en droog maak en stout is en daar gebeur partykeer baie goed. Dit is 'n baie belangrike tyd. As ons kyk na die mense in Israel, hulle seën altyd hulle kinders in op die ouderdom van 13, stel vry in volwassenheid. Dis 'n verskil. Hulle seën die kind en sê van daai dag was jy 'n volwassene. Wat gebeur is op daai stadium? Die kinders, hulle soek iets wat nie met die wêreldse goed gevul kan word nie. Hulle soek vir Jesus in hulle harte, maar hulle weet dit nie. Nou as die pa en die ma onkundig is in terme van dit of hulle self nie gered nie, dan word daai kinders nie geseën nie en hulle gaan soek al hulle heil by enige ander plek. Hulle soek net 'n plek waar hulle kan veilig voel. Ek wil nou twee vrae, dit gaan seker simpel klink, maar hoe weet jy jy's getroud? Hoe weet jy jy's getroud? Daar was 'n funksie gewees, jy's getroud, jy het 'n huweliksertifikaat gekry, daar's 'n bewys, né? Nou hoe weet jy jy's 'n volwassene? Geestelik praat ek van. As daar 'n seënfunksie was waar jou pa of die pastoor of iemand in 'n autoriteitsposisie vir jou gesê het, Jan, ek verklaar vandag dat jy in die grootmenswêreld ingaan, jy is 'n volwassene. Dan sê die ouens vir my, maar hoekom moet jy dit doen? Ek sê, want jy kry ouens wat 50 en 60 is, wat nog 'n kind is in sy hart. Ons is een keer op 'n uitreik in Malawi gewees, en ons het 'n ou gehad wat die bus bestuur het, ou Jurgen, hy's 'n fantastiese ou. Hy lag die hele dag. Maar hy was lighartig geweest. Maak nie saak hoe ernstige situasie is, hy sal altyd iets 'n grappie maak en dan breek hy die hele, kan ek sê, En hy kom eendag dan in ons kamer ingestorm. Ek en nou Jacques was daar gewees en nog iemand, ons besig om iemand te bedien. En hy sê van, Jan, jy moet my seën. Maar nou ons is nou besig hierso. Ek sê, nee, wat moet ek jou nou seën? Waarvan praat jy? Nee, Leon het sê jy moet my die Vader Son blessing gee. Ek sê van, nee, okay, is reg. Ek sê, maar wag net so 'n bietjie, ek sal net om jou praat. En toe Leon, hy was die leier gewees van ons hele uitreik, en hy het hierdie ding opgetel dat die ou so lighartig is. En hy het net besef, hierdie ou het nie 'n pa gehad nie, en die pa het hom nie ingeseën in volwassenheid in nie. Ek sê, vandag is jy nou regtig 'n man. Jy kan uitgaan en ek weet, ek bid vir jou. Weet jy wat, jy het alles in jou lewe wat ek vir jou geleer het om 'n man, goeie man te wees. Jy gaan 'n goeie vrou wees. Jy gaan 'n goeie vrou kry, jy gaan pragtige kinders hê. Hulle gaan altyd gesond wees. En jy sien daai identiteit spreek in hom in. Jy sê van jy gaan na groot hoogtes toe. Die Here het vir my gewys, jy gaan ook eendag hier voor staan in 'n gemeente en jy gaan vir die mense vertel van Jesus se liefde. En jy spreek daai woord in daai ou in. En dit kom toe nou daar uit dat ek met hom gaan praat en ek vra net so 'n bietjie uit oor sy agtergrond en wat so baie die geval is, die ouens het nie paas nie en paas vroeg dood of geskei of wat ook al. So hy het nie iemand in sy lewe gehad wat hom hier goed is moes vertel het en geleer het nie. En ek kry die geleentheid om te seën, maar dit was so, hoe kan ek sê, so 'n goddelike oomblik gewees. Want ek kon die salwing en die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En dit het my weer eens bevestig vir my hoe belangrik dit is vir die Here. Om 'n jong seun en 'n jong man, 'n jong seun in volwassenheid in te spreek en 'n jong dogter en 'n volwasse vrou in te spreek. En ons het 'n groot geleentheid daarvan gemaak. Dis amper soos 'n troue. Dit moet so 'n blywende effek hê op daai kind. Sy sal nooit wonder, is ek nou 'n vrou? Is ek waardig genoeg om 'n vrou te wees nie? En dieselfde met die seuns en die jong manne. So ja, ek het ou Jurgen daai aand geseën en dit was so lekker en ek het soveel daaruit geleer om te besef hoe belangrik dit regtig vir God is. Die volgende area wat belangrik is om te seën in die huwelik, behalwe nou net vir die funksie self, is man en vrou mekaar gereeld te seën. Ja, maar hoe sê die ouens, maar my vrou weet ek is lief vir hom. Hoekom moet ek dit vir haar sê? Omdat jy dit vir haar moet sê, hulle hou daarvan om dit te hoor en jy spreek dit
En dit laat jou klipkop bietjie onthou, maar ek moet dit sê en dit bewys en sê. So dit is baie belangrik om vir die man en die vrou mekaar te sien, né? Daar's twee maniere voordat iemand gaan trou. Hoe hulle as ek nou 'n man is om 'n vrou te kry. Nou ek het niks geweet van niks nie, so ek en Hanlie het gedate, maar die algemene manier jy mekaar leer ken het. En dan was daar 'n tweede een wat niemand ken nie, is hofmakery, courtship. Dit is mense sê ja, dit is 'n ou tydse ding. Maar weet jy wat, in die ou tyd, praat ons hier van die vroeë 1900s, het mense nie geskei nie. Dit was die grootste skande wat jy kon oorkom as jy geskei is. Jy is sommer uit die kerk uitgesit ensovoorts. Vandag is die huweliksskei ratio is baie naby aan 70% in Suid-Afrika. Weet jy hoe verskriklik is? Ons het een keer met 'n onderwyseres gepraat. Die kinders, die seentjies en die dogtertjies wat na die klas sit, die ken nie 'n pa nie. Almal het gebroke huwelike. Ja, maar hierdie hofmakery, dit gaan nie vir my werk nie. My pa gaan my nie help 'n vrou kies nie. Weet jy wat? Kyk na die statistieke. Ek dink hulle was bietjie meer suksesvol as vandag gewees. Nou hoe doen jy dit? Dating, ons almal ken dit sekerlik. Die gevaar is met dating. Jy weet as jy nog in die skool is en daar's 'n mooi meisie en keisa of vra uit, ek weet nie wat hulle deesdae nie. En na 2 maande dan los hy jou vir 'n ander ouetjie wat beter rugby speel of wat slimmer is of ryker is of wat ook al. Wat gebeur met jou hart? Jy's baie hartseer, né? Jou hart is gebreek, daai meisie het my gelos. En nou, man, moenie worry nie, daar's nog ander visse in die see ook. So, nou kry ek die volgende goal. En so gaan dit aan, terwyl jy in jou jongmenslewe, jy dink maar net, dit is niks nie, maar elke keer bly daar 'n stukkie van jou hart agter, by daai persoon. Die tyd wanneer ek my hart in volle verhandeling gegee het, was my hart nie vol gewees. Daar was stukke gebreke gewees, en daar was slegte geskiedenis gewees. En dit het 'n effek op ons huwelik gehad. Glo dit of dit nie. So wat is die verskil met hofmakery, courtship? Wel, ek kan maar net die voorbeeld gee wat ons gedoen het, en ons het dit ook maar geleer by ander mense. Toe Janke nou 16 word en ons daarin geseën, sy het nou hier al hierdie inligting wat ek nou vir julle vertel het, sy geweet. En toe het sy vir my gesê, pa, ek wil nie date nie, ek wil hê jy moet my help om 'n man te soek. Ja, nou jy kan nou imagine hoe die kinders al gespot op skool. En toe sy universiteit toe. Toe gee ek vas so 'n pak van my besigheidskaartjies. Ek sê as 'n ouetjie jou uitvra vir 'n date, dan gee vir hom die kaartjie. Sê die een nou vir, maar ek wil nie jou pa date nie, ek wil jou date. Maar die een ouetjie het ook guts gehad en hy het my gebel, hy het sê hy wil my praat. En sy naam was ook Jan gewees. En ek ry al die pad Potchefstroom toe, kry maar 'n Magambien, ons gesels. En ek vra vir hom, "O seun, wat is jou intensie met my dogter? Wil jy met haar trou?" "Nee, oom, ek wil nie met haar trou nie, ek wil date." Ek sê, "Dan kan ons die gesprek sommer nou hierso klaarmaak. Jy gaan nie met my dogter uitgaan nie." So die tweede ou wat die guts gehad het om dit te doen, is 'n man, 'n Herman. Ja, ek het eintlik gelag. Nou maak hulle afspraak om my te kom sien by die huis, maar Janke is maar stout, soos baie soos ek. En sy vertel hom vir Herman hoe kwaai is ek en wat doen ek met die ouens en goeders. Hy kom maar by die huis aan, toe sy al klap op nat gesweet. En nou speel ek saam, ek sien wat Janke gedoen. Ek sê kom na my kantoor toe en ek stel hom op en ek stap. Hy kom sit daar so, maar die sweet tap hom so af en hy bewe. Jy gaan nou uitbars in trane. Ek sê vir hom, Herman, wees rustig, ek trek uit jou been. Maar toe ek hom die eerste keer sien, toe weet ek is Janke se man. En hy het daar by my kon gesels en ek het net gehoor wat op sy hart en ek het geweet. Die Here wys my dit is 'n man. En hulle is getroud en happy everly after. Dis net awesome. Karel en Margaret, Karel het ook besluit om nie te date nie, te courtship. Ek wil net vir jou sê, ek het niemand geforseer nie. Ek het nie my kinders geforseer nie. Ek het hulle keuse. Kies die seun, kies die vloek, amper so. En nou Karel het glad nie eens rondgekyk. Hy het net eendag vir Janke, vir Hanlie gebel. Toe sê hy, ek het my trouvrou gekry.
Ek dink jy sy toe omdag gepraat nie, nou. Of weet jy, ek kan nie onthou nie. Maar toe kom stel hy haar voor, en onmiddellik het ek ook geweet, dit gaan sy vrou wees. Ek sê nou nie, ons het alles reg, ons het baie foute gemaak. Ek sê net, wat is die verskil? Daar is 'n verskil om te date, daar is 'n beter ene waar jy jou ouers vertrou, met al hulle foute wat hulle gemaak het, die paaie wat hulle geloop het, sekerlik weet hulle 'n bietjie beter as jy, as net die emosies en al die ander goed. Okay, so ja, daai is altyd 'n moeilike een om vir die ouens te verduidelik. Hulle is like nogal om my te stry daaroor. Okay, dan die verjaarsdae en die mylpale wat ek al genoem het. Vir my 'n baie belangrike een is om die ouer mense te seën. Jou ouers wat alles opgeoffer het vir jou. Nou sê die een nou vir my, ja, my pa het niks opgeoffer nie. Hy het my half doodgeslaan toe klein is, en hy het gerook en gedrink en ek sê, wie wat? Jy kan die verskil maak. Gaan seën hom en sien wat gebeur. Jesus, en ek het die mooiste verhale teruggekry. Okay, nou met die laat ek nou hierdie inligting kry oor die seën en ek besef hier's 'n krag hierin. Ek is ook nie geseën deur my pa nie. En hy was tol gered op daai stadium. En ek wil ook my pa se blessing hê, want ek ken nou die waarde daarvan. En ons ry 1 naweek, hulle daar op my suster hulle se plaas gebly. Ons ry 1 naweek soontoe. En ek trek hom na een kant. Ek sê, pa my seun. Hy sê, wat is dit? Ek sê, nee, nou verduidelik ek hom so 'n bietjie. Ek sê vir hom, nee, pa kan begin deur te sê, pa is lief vir my. Ja, maar jy weet mos ek is lief vir jou. Ek sê, maar pa moet dit sê. En pa moet my vrystel as 'n man in hierdie groot menswêreld. Maar jy het al kinders, sê hy vir my. Jy is mos 'n man. En ja, en hy het dit toe nou gedoen, maar dit was eintlik so 'n bietjie onder dwang gewees. En ek het vir hom meer van die inligting aangestuur en van verduidelik wat dit is. En ons so 'n paar maande later toe gaan ons weer na hulle toe. En hy roep vir my en vir Karel, my seun, een kant toe. En daar het ons nou volwaardig geseën van homself uit sy eie hart uit. En die voordeel wat awesome was, hy het vir Karel geseën. So dit het regtig waar deel geword van ons lewens. En ek kan werklik sê, dit is 'n krag wat ons nie gebruik altyd nie. Ou Arno sê altyd, as hy by iemand gekuier het, dan loop hy nie voordat hy iets geleer het by daai ou nie. En hy sal altyd iets inspreek in daai ou se lewe. En ek dink dit is wat ons 'n gewoonte moet aanleer is om, as ek by hom nie gaan kuier, en vir hom sê, Jesus om nie, jy beteken so baie vir my, so lief vir jou, en dankie vir alles wat jy vir ons doen. Hoekom doen ons dit nie by die werk ook nie? Ja, maar nie werk, en ek sê maar jy kan 'n bietjie ander woorde gebruik, maar jy kan dit nog steeds die boodskap oordra. Ons moet belangstel in die mens. Dit gaan ons altyd oor Hannes, dit gaan altyd oor mense. As jy nie iets wil doen nie, dit gaan oor mense, so dan moet jy iets doen. So ja, dit is die blessing. Daar's 'n paar fotootjies daar agter wat ek net bygesit het vir ouens om te sien hoe lyk dit. Miskien kan ek net die blessing wat ek op Karel se inseëning kan ek net lees. Op sy 16de verjaarsdag. Karel, jy is my geliefde seun en wie ek welbehae het. Ek is baie lief vir jou. Tot nou toe was jy nie 'n man van baie woorde nie, maar van nou af, as jy praat, sal mense luister na jou, want jy dra die wysheid en die sagmoedigheid van God in jou hart. Soos die betekenis van jou naam is, jy's 'n dapper vryman. Jy sien kans vir enigiets, net as jou oupa. Jy het by 'n 6 meter waterval afgespring sonder om te huiwer. Jy dra die karaktereienskappe van Dawid in jou. Jy is vreesloos. Jy het soveel liefde in jou, en mense sien dit in jou verhouding met jou maats, met ons as jou ouers, en ja, veral met diere, en spesifiek jou hond. Hy het so 'n bokserhond gehad wat hom oral gevolg het. Abraham is genoem God se vriend, en ek ervaar dieselfde met jou en God se verhouding. Hy het jou so lief, en ek kan dit sien want jy het altyd guns by almal. Karel, jy is verseker 'n leier van formaat. Ek kan dit sien aan jou statuur, jou geloof, verantwoordelikheid, vasberadenheid en sekerheid in God. Jy weet wat is jou visie en jy spoor dit na. Ek weet jy gaan 'n goeie man wees vir jou vrou en 'n goeie pa vir jou kinders. Ek sien hoe klein kindertjies altyd om jou draai. Hulle voel veilig by jou, hulle sien die goedheid van God in jou. Karel, ek weet ook dat jy 'n suksesvolle besigheidsman gaan wees. Want soos jou naam ook aandui, is jy 'n uitvinder, 'n voorloper en 'n leier. Jy gaan die wêreld verander met jou sake vanaf.
God kan jou vertrou met die verantwoordelikheid van kleins af. Is jy verantwoordelik met jou geld. Jy spaar, jy gee jou tiende getrou en jy mors nie met geld nie. God het jou ook dan die gawe van wysheid en intelligensie gegee. Jy kan enige beroep volg, van 'n dokter, ingenieur, selfs 'n rocket scientist. Jy is ook geseën as 'n bekwame sportman vol energie en lewenslus. Die belangrikste is egter om te doen wat God van jou verwag. Ek bid saam met jou vir die beroep wat jy moet volg. Karel, die woord sê dat die sagmoediges die aarde sal beerwe. En dit kan ons wat jou ken van getuig. Alhoewel jy dapper en vreesloos is, het jy 'n sagte hart wat vir mense omgee. Daarom weet ek dat jy jou visie en roeping wat jy het, naamlik om mense internasionaal te gaan bereik en na Jesus te lei, verseker gaan bereik. Ek is lief vir jou, my seun. Welkom in die volwasse wêreld. So dit is die blessing wat ons oor hom uitgespreek het. En as ek dit nou vandag, dit is seker al 10 jaar later, kyk en sy is presies wie hy is en wat hy is. En dit is net amazing. So, daar's baie meer inligting wat julle rustig kan gaan deurlees, maar dit is my boodskap. Julle het nou nuwe inligting gekry, gaan pas dit toe. Die Here sê hy het 'n doener lief. Gaan doen wat jy hoor. Gaan doen dit. En julle gaan die resultate daarvan sien. Aba Vader, baie dankie. Dankie vir die woord wat U vir ons gegee het. Dankie vir die krag van U blessing. U woord het krag. En U het daai woord in ons en elkeen ingespreek. Ons is erfgename van die belofte van Abraham, Vader. Ja, en U hoop vir ons is net goed. Jeremia 29 vers 11, U het 'n hoopvolle toekoms vir ons, Here. U oog is op ons, Vader. U wil net die beste vir ons hê. U is nie 'n God wat kwaad is en wat straf nie. U is 'n God van liefde. U het selfs U seun opgeoffer, Jesus, vir ons. Vader, ek kan net dankie sê, dankie, dat U 'n goeie God is. En dat U tyd maak met elkeen van ons wat hier sit. U sien elkeen van ons raak. Daar val nie haar van my kop af sonder dat U daarvan weet nie. U is 'n amazing God en ek loof U en ek prys U naam. Dankie, Abba Vader. Amen.